Nou vriende, dit is die eerste Saterdag van 2023. Ons vertrou dat die eerste week nie vir u te rol was nie. En ons is dankbaar teenoor die Here dat ons weer vanmôre kan stil staan by sy wonderlike woord. En ons vertrou dat die Here ook vir ons baie ryklik sal seën. Terwyl ons aangaan met hierdie reeksie wat handel oor die profesie van Jesaja in Jesaja 9 vers 5, wat vir ons sê, want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, en die heerskappy is op sy skouer, en hy word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader en vredevors. Nou in die weke wat verby is, het ons al reeds gekyk na die gedagte waarom Jesus Christus die enigste bevoegde raadgewer is. Ons het bietjie gekyk na hierdie baie besondere gedagte omdat hy God is. Hy is die bevoegde raadgewer want hy was volkome mens, hy het ons lief. Hy weet om ons te bemoedig, hy's geduldig met ons en dat hy ook vir ons elkeen in besonder bid. Ons het bietjie gekyk waarom het ons Jesus as raadsman nodig. Vir die gesê ons hart is sondig en bedrieglik. Ons is beperk in ons verstand en gedagtes en sonde en druk van binne en buite laat ons onstabiel. Ons het so 'n bietjie gekyk na die baie besondere gedagte ook van wat die Here gebruik en ons het dit genoem die wyses waarop die Here deur sy gees ons met raad bedien. En het ons stilgestaan by die gedagte van die belangrikste bron wat die Here gebruik om ons met raad te bedien is sy onfeilbare en ewige geïnspireerde woord. Ek het vir u gesê dat God het met respek gesê, sy hart op papier gesit in sy woord. Die betroubaarheid van sy woord is die betroubaarheid van God self, en as jy die Bybel nie lees nie, gaan jy nie weet wat die raadsman vir jou wil sê nie. Daar is te veel mense wat raad soek op baie plekke en stemme van mense, en hulle wil stemme hoor en ervarings en visioene en drome, en luister vriende, die Here praat deur sy woord met ons. As ons dit net aan ons gedagte kan vasmaak, sal baie van die hartseer wat ons tans beleef as God se kinders verdwyn. Dis omdat ons die woord afskeep dat ons geestelik onstabiel is. Dis omdat ons die woord afskeep dat ons moet sonde worstel en met soveel gebroke verhoudinge sit. Dis wanneer ons God se woord as ons raadsman sien. As ons God se woord sien, vriende, as die bron van waarheid wat God gegee het, waardeur ons sy wysheid en sy kennis kan implementeer in ons lewens, dan sal ons ook kan sê, soos die psalmdigter, ek is verstandiger as al my leermeesters, want u getuienisse is my bepeinsing. Ek het vir u gesê, die praktiese maniere waardeur die Here deur sy woord raad aan ons bedien. Ek het gepraat oor die vreesagtiges en die raad wat die Here aan hulle bedien, vir die te neergedruktes, wat die boodskap van God aan hulle is, vir die wat met sonde belaai is, vir die wat miskien besluite moet neem, vir die wat deur tye van beproewing en siekte gaan, en daar is 'n legio ander scenario's wat ons kon skep, en hoe die woord van die Here ons met raad bedien. Ek wil jou vra, wees 'n student van die woord, want die eerste kanaal of die belangrikste manier waardeur God vir ons dan raad gee, hy het die raadsman, is deur sy woord, wat soos 'n raadsman optree, sodat ons sy gedagte kan verstaan en dat ons koers kan kry in hierdie lewe. Maar ek het vir jou ook gesê, vriende, dat die Here ons bedien met raad deur sy tere Heilige Gees. Onthou, God werk nooit sonder sy gees as hy sy woord vir ons gee nie. Want die hele skrif is deur God sy gees geïnspireer. Gaan lees wat sê die Bybel daar in 2 Petrus die eerste hoofstuk. Dis juis God se gees wat sy woord geïnspireer het. En hierdie ewige gees tree ook op as ons raadsman om die hart van God aan ons te openbaar. Onthou, God is 'n enig in wese, 3 in persone. Vir ons moeilik om te verstaan, maar die Bybel sê vir ons dat hy openbaar homself as Vader, Seun en Heilige Gees. En God se gees kan nie van sy persoon geskei word nie. Daarom as ons sê dat God se gees ons raadsman is, dan sê ons per implikasie dat God self ons raadsman is. So hy gebruik sy woord en hy gebruik sy gees om sy woord aan ons harte te verklaar sodat ons kan verstaan. Want u sien, dit is die gees wat die dieptes van God ken en wat ook die dieptes van die mens ken. Daarom sê die Bybel vir ons in Jesaja 11 vers 1. Maar daar sal 'n takkie uitspruit uit die stomp van Isaai, en 'n loot uit sy wortel sal vrugte dra, en op hom sal die gees van die Here rus, die gees van wysheid, die gees van verstand, die gees van raad en sterkte, die gees van kennis en die van die vrees van die Here. U sien, God se gees is die gees van wysheid en verstand. Daarom is God se gees ook 'n raadsman vir ons. U sien, wanneer die raadsman kom, Christus,
sal hy ons in die volle waarheid lei deur sy gees. Dis wat hy daar in in Johannes 14, 15 en 16 vir ons sê. Na die uitstorting van die Heilige Gees het die apostels soveel beter verstaan wat Jesus vir hulle geleer het toe hy op aarde saam met hulle was. Dis ook ons wat nodig het om vandag te vra, o God, deur u Gees, vanuit u woord, gee aan ons raad sodat ons kan leer hoe ons moet lewe te midde van 'n krom en 'n verdraaide geslag. Oor hoe pragtig sê Johannes 14, 25, ek het nou net verwys daarna, maar ek lees gou vir u wat staan daar. Jesus is besig om afskeid te neem van sy disippels en hy sal binnekort aan die kruis gaan hang as sondedraer en hy skryf, of Johannes skryf onder leiding van die Heilige Gees daar in die 25ste vers van Johannes 14. Dit het ek, Jesus is aan die woord, dit het ek tot julle gespreek, terwyl ek by julle bly. Maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Mense is vandag ingestel op nuwe profesie en openbaring en die profeet het dit gesê en daardie profeet het dat gesê en hierdie apostel het dit vir my gesê en hierdie het 'n woord van God ontvang vir my. Vriende, vergeet van al hierdie snert. Dis mensgemaakte foefies waarmee ons mekaar bind en laste op mekaar lê. Ek pleit by jou dat jy sal sien dat God deur sy woord en deur sy gees jou wysheid gee vanuit die woord. Wat sê die Bybel? Die Heilige Gees wat kom sal ons herinner aan alles wat Jesus gesê het. Mense soek nuwe profesie en openbaringe. Hulle het nog nie eens die ou dinge wat God in sy woord opgeteken gelees en gehoorsaam nie. Daarom stoei die kerk van die Here en daarom is die kerk van die Here verward en daarom kyk die wêreld na ons en sê, waarheen is julle op pad en waarmee is julle besig? Ek pleit by jou vanmôre, hier aan die begin van 2023, los die ander dinge uit. Kom by God se woord uit. Pleit by hom dat hierdie gees van wysheid en verstand, die gees van raad en sterkte en van kennis en van die vrees van die Here, dat hierdie gees jou sal leer en lei en herinner aan alles wat Jesus gesê het. Ek wil vir u sê, as 'n mens kyk na hierdie kosbare waarheid, dan kan ons met groot vrymoedigheid sê, dat God se gees juis uitgestort is, om ons raadsman te wees, want hy is ook deel van die drie eenheid. Kosbaar om dit raak te sien in God se woord. Vriende, ons bekwame raadsman gebruik ook soms omstandighede, ten einde ons met raad te bedien. Wat bedoel ek daarby? Ag, dit is so kosbaar as ons sien hoe die Here met ons werk. Hy is prakties. Hy weet ons is mens. En hy gebruik soms omstandighede ten einde ons met raad te bedien. Hoor wat staan in Psalm 32 vers 8 en vers 9. Ek wil jou onderrig en jou leer aangaande die weg wat jy moet gaan. Ek wil raad gee. My oog sal op jou wees. Wees nie soos 'n perd, soos 'n muilesel wat geen verstand het nie. Wat 'n mens moet tem met toom en teel as hy tuig. Anders kom hy nie naby jou nie. Wat wil die Bybel vir ons leer, vriende? Eenvoudig dit, dat die weg wat ons op moet gaan, is juis die weg wat God gebruik om ons te leer en te onderrig. Dink jy gaan nooit 'n fout maak nie? Dink jy gaan nooit 'n verkeerde besluit maak nie? Dink aan jou lewe tot op hede. Dink aan die foute wat jy gemaak het. Kan jy sien die kosbare lesse wat jy daaruit geleer het? As jy hierdie foute nie gemaak het nie, sou jy nooit kennis opgedoen het om volgende keer 'n beter besluit te maak nie. Ons dink om aan die Here te behoort, vriende, is om soos die jackpot te slaan. Ons gaan nooit weer 'n fout maak nie, ons gaan nooit weer sondig nie, ons gaan nooit weer misverstande hê nie, ons gaan nooit weer vreesagtig word of met twyfel worstel nie. Vergeet daarvan. As jy in die hemel kom, gaan alles deel van jou lewe wees wat ek nou genoem het. Daar sal nooit misverstande, stryd, foute, sonde ensovoorts wees nie. Maar terwyl jy op aarde is, gaan die Here ook jou soms deur omstandighede stuur, waar jy foute maak, maar hoor wat sê die Bybel vir ons. Moenie soos 'n muilesel wees as jy 'n fout gemaak het, as jy gesondig het, as jy miskien deur omstandighede dinge oor jou pad gebring het of laat kom het wat jou lewe gekompliseer het, dat jy nie soos 'n muilesel sal wees en oor dieselfde foute sal maak nie. Leer uit jou omstandighede. Leer uit die foute wat jy gemaak het. Hoor wat sê die Bybel vir ons baie duidelik. Die Here is kosbaar in die praktiese illustrasies van sy woord. Dan Deuteronomium 8 vers 2 staan daar, en jy moet dink aan die hele pad,
waarlangs die Here jou God jou nou 40 jaar lank in die woestyn gelei het, tot jou verootmoediging en beproewing, om te weet wat in jou hart is, of jy sy gebooie sal hou of nie. Die Here het vir 40 jaar die volk gelei en hulle deur verskillende situasies en omstandighede gegaan en somtyds gesondig en somtyds oorwinnings behaal en deur alles het hulle kosbare lewenslesse geleer. En ek wil vir u sê, met die kind van die Here gaan dit presies dieselfde. Ons gaan nooit op 'n punt kan kom om te sê, luister, ek het nou alles ervaar en ek sal nooit weer 'n fout kan maak nie. Die Here tree op met omstandighede as raadsmanne in ons lewens en hoor wat sê in 1 Petrus 3 vers 12. Want die oë van die Here is op die regverdiges en sy ore tot hulle gebed. Dis wanneer ons in moeilike omstandighede kom en wanneer ons miskien foute gemaak het, dat ons roep na die Here en sê, Here, ek besef, hierdie was nie die regte besluit nie. Hierdie ding wat ek gedoen het was nie die regte ding nie, maar ek pleit en ek vra u, Here, dat u dit ook sal gebruik tot verheerliking van u naam, tot my geestelike groei, tot die opbouing van my geloof en tot verheerliking van u heilige naam. Ag vriende, ek pleit dat die Here vir ons wysheid sal gee by hierdie laaste gedagte. Die bekwame raadsman gebruik ook mense om ons met raad te bedien. U sien, reg deur die Bybel het God mense gebruik om ander met raad te bedien. U sien, raad is nie 'n woord van God, of soos ek nou genoem het, 'n apostel of 'n profeet wat sekere nuwe dinge aan my kom sê nie. Maar die Bybel sê vir ons in Spreuke 27 vers 9, olie en reukwerk verbly die hart, net so ook die aangenaamheid van 'n vriend, vanweë welgemeene raad. Dink aan Jethro, wat vir Moses raad gegee het in Eksodus 18. Koning Rehabia met raadgewers gehad, 1 Konings 12. Koning Dawid het raadgewers gehad, 1 Kronieke 13. Ons lees in Handelinge 15 hoe Jakobus raad gegee het ten opsigte van die heidense Christene. Reg deur die Bybel sien ons dat die Here ook mense gebruik, maar sorg altyd dat dit geestelike mense is, geestelik volwasse in die waarheid van die woord, mense wat bid, mense wat getrou is by die huis van die Here, mense wat 'n liefde het vir die Here, 'n liefde het vir mense. En vriende, praat met hulle. En die Here gebruik dit ook dikwels om jou in 'n rigting te stuur. En ek onthou, in die jare wat ek in die bediening is, het ek al letterlik honderde, as dit nie duisende mense is, bedien met God se waarheid en sy woord nie. En elke keer as ek klaar is met 'n beradingssessie, soms moes ek mense tereggewys het, ander keer het ek hulle vermaan, ander keer het ek hulle bemoedig, maar elke keer het ek hulle terugverwys na die ewige raadsman, wat deur sy woord en deur sy gees ons lei in die volle waarheid. Mag die Here vir ons genade gee, dat ons sal sien die kanale, waardeur die Here vir ons raad bedien, is sy onfeilbare woord, sy tere heilige gees, omstandighede, en dan ook mense, wat geestelik is, wat ons met raad kan bedien. Mag die Here ons wysheid gee. Ag vriende, daar is nog soveel wat ek kan sê, maar ek bid dat u getrou sal wees om die skrif verder te ondersoek, en dat u mag groei in hierdie jaar, en die raadsman sal leer ken, as die een wat met die gees van wysheid u bedien moet raad, om hom te verheerlik in alles. Baie groete en seën vir u, mooi dagie verder te raak.